Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën met sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, 'n olifant se vel is omtrent 2,5 sentimeter dik op die meeste plekke oor sy liggaam dan. Verder is dit baie interessant dat 'n olifant se vel 10 keer meer water kan hou of opneem as wat 'n gewone plat vel van soos ons as mense se vel sou kan opneem dan ook. Dit help hom natuurlik om koel te bly en warm dae dan ook. Verder hou hulle vel skoon en doen nogal baie moeite daarmee, veral wanneer hulle nou modderbaddens neem en stof opgooi. Dit help om hulle vel te beskerm teen allerlei siektes. So is dit ook, liewe vriende, dat u en ek as kind van die Here iets wonderlik het om ons te help. En dit wat ons het is ons kan vra vir die Here. Ons kan na die Here toe kom en die Here praat met ons ook. So dikwels in baie gesprekke het dit juis gegaan oor vrae wat gevra is terwyl die Here op aarde was. Matteus 6 vers 8 sê: "Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra." Is dit nie wonderlik, die God wie ons aanbid, dat hy weet wat u vandag nodig het en wat u oor môre en oor 10 jaar en 15 jaar verder nodig sal hê, weet hy. En dat hy al reeds besig is om in elkeen van ons hart en lewe ons voor te berei en ons op 'n plek te bring dat ons hom tog wel ook sou vra. Maar is nie nodig om ons hoef te bekommer nie, want ons kan die Here vra. Matteus 7 vers 9 sê: "Watter mens is daar onder julle wat as hy seun om brood vra en hom 'n klip sal gee en as hy vis vra en hom 'n slang sal gee?" Hierin wil die Here net opnuut vir ons as sy kinders kom sê dat ons vrymoedigheid moet neem om te vra, dat hy aan ons goed sal doen, dat hy sekerlik vir ons sal die beste gee wat daar is. Hy sal ons nie indoen nie. Matteus 7 vers 11 sê: "As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid." En nou weer eens, liewe vriende, om te bid is maar niks anders as om te vra. En nou sê die Here, as u dan bid en u kom vra die Here, dan sal die Here mos goeie dinge gee. Nog ver meer as wat u weet om goeie dinge aan u kinders te gee. En dis die wonderlik dat ons daardie voorreg en geleentheid het om na die Here toe te kan gaan. Matteus 16 vers 13 sê: "En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: Wie sê die mense dat ek, die seun van die mens, is?" En dit was vir die Here ook belangrik geweest om ook vrae terug aan mense sodat hulle harte openbaar kan word. En dis wonderlik om te sien hoeveel keer die Here deur vra die disippels gelei het na die skrif en dat hulle juis in die skrif die antwoorde sou kry. In Matteus 17 vers 10 staan daar: "En sy disippels vra hom en sê: Waarom waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom?" En liewe vriende, weer eens hierso is dit die vraag wat gevra word deur die Here, maar om watter rede, of die disippels wat die vraag vra om watter rede, dat die skrif geopenbaar word. Hulle wou geweet het wat sê die skrif. U sien, die Here rig baie dinge in ons lewe dat ons vrae begin vra oor die Bybel en dat ons kan naderbring aan die Here. Matteus 19 vers 18 sê, hy vra hom, watter? En Jesus sê dit: Jy mag nie doodslaan nie, mag nie egbreek nie, mag nie steel nie, mag geen valse getuienis gee nie. Weereens, liewe vriende, die Here gevra om hierdie jongman daarop te rig om by die skrif uit te kom. Wat sê die Bybel? En so sal die Here dit in u lewe ook kom doen. Matteus 20 vers 22 staan daar, maar Jesus antwoord en sê: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word en die doop waarmee julle gedoop word? Hulle sê vir hom, ons kan. En hier het dit met die seuns van Zebedeus te doen, hoe hulle dan nou gevra het om een aan die linker en een aan die regterkant te sit. En toe hulle die groot saak vir die Here vra, wat het die Here vir hulle gesê? Julle weet nie wat julle vra nie, julle weet nie hoe ernstig die ding is wat julle vra nie. En tog het die Here vir hulle gegee wat hulle kom vra het, maar die Here het hulle laat op 'n plek kom om die koste te bereken.
Kind van die Here, U kan God vandag kom vra oor sake in U lewe. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat U lief is vir ons. Dankie dat ons U vrae kan vra en U vir ons vra om ons altyd nader aan U te lei. Gee dat ons die stem sal hoor en sal luister. Amen.